Sien van God, doen het nog een keer. Oh, Jesus, doen het weer. Oh, Jesus, doen het weer. Ja, hier die geslag. Ek groet u elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus, waar ons hier saam met Tannie Gladys sit, hier by Sensit, en waar ons net weer vir die Here die erkenning gee vir wat hy vir ons doen. Die Here is so goed. Hoe sê die Engelse gesegde? God is good all the time, God is good. En ek wil voor ek vir Tannie Gladys en julle gaan voorstel, wil ek net ietsie interessants gou vir julle lees, en ek weet baie van julle weet dit, en miskien is daar wat dit nie ken nie. Psalm 118 is die middelste hoofstuk in die hele Bybel. Psalm 117, voor Psalm 118, is die kortste psalm in die Bybel, of die kortste hoofstuk in die Bybel. Psalm 119, na Psalm 118, is weer die langste hoofstuk in die Bybel. Dan as ons kyk, die Bybel het 594 hoofstukke voor Psalm 118, en 594 hoofstukke na Psalm 118. As ons dit by mekaar tel, behalwe Psalm 118, dan kry ons 'n totaal van 1188 hoofstukke. As ons hierdie middelste hoofstuk, nou as die boodskap leent, dan is dit so wat Psalm 118 vers 8 sê. So is 1188 hoofstukke, en Psalm 118 vers 8 is dan die middelste vers in die hele Bybel. En daai vers sê, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. En dit is so groot les wat ons moet leer uit dit uit. Dit is net bietjie interessantheid wat ek vir u dit mee deel. Dat ons werklik die Here moet vertrou en nie op die arm van 'n mens nie. Tannie Gladys, baie, baie dankie dat Tannie saam met ons kuier vandag. Dit is my altyd lekker om nou iemand te ontmoet wat ek regtig niks van weet nie. En nou moet Tannie 'n bietjie vir my vertel, waar is Tannie gebore? Ek is op Allemaal Noord, is in die Noord-Oos-Kaap. Ek is daar gebore, Allemaal Noord. En van daar af, vertel my bietjie van Tannie. Van daar af het ek Kimberley toegegaan, ons het die hoërskool gehad op Allemaal Noord, nie. Toen gaan ek Kimberley toe, om 7 en 8 daar te doen. En daar het ek 4 jaar gebly, want toe naast Standaard 8 het ons nog destijds nog gesê, het ek onderwijskursus gedoen vir 2 jaar. So ek het 4 jaar in die hostel St. Margaret's daar gebly. En toe ek daar weggaan, was het 4 jaar. En toen gaan nou ook skool. Mijn eerste betrekking was op Lady Grey. Ook net so van Allemaal Noord af, in die Kaapprovinsie. Klein ou dorpie, prachtig, omring met berge. Ek het altyd so gesit in die berge, so gekyk, toe sien ek die Here se krag in die berge. En is regtig 'n pragtige dorpie. Net 1 straat is daar waar jy inkom, en dan gaan jy na die dorp toe. En jy moet weer daar uitkom. Sure. Nou, hoeveel jare was Tannie daar in Lady Grey? Seker so 4 jaar of so, toe het ek 'n pos gekry op Allemaal Noord. Kon Tannie basies terug gaan huis toe? Toe gaan ek weer huis toe, ja. Nou wil ek vir Tannie vra, het Tannie toe getrou? Ja, en toe het ek iemand ontmoet daar. Tenminste, ek en hy het saam groot geword. Ek onthou nog, hy en sy oupa het vir my, en my oupa kom kuier. En dan speel ek my speelgoed, en dan as hy moeg is van speel, dan steek hy die goed weg. En dan heilig, en sê sy oupa, kom jong, jy is nou stil, kom ons gaan huis toe. En so, hy het eintlik
dit weggesteek sodat Tannie moet weet hy hou van Tannie. Zeker maar. Tannie Gladys, sê gou vir my, interessant, kinders? Ik heb 6 kinders. 6 kinders. Almal lewe nog? Nee, Nee. ik heb 2 dochters en 4 zoons. En zeg maar die 4, die 5e ene. Nee, die 4e een. Is eerst een zoon en is eerst een dochter. En dan een zoon en dan weer een dochter. En daar die zoon, hij is met die COVID, is hij overleden. Maar hij heeft niet COVID gehad, nie. Hij heeft jaren in Taiwan en toen in Hongkong school gehou. Hij en zijn gezin het 18 jaar en daar rond. Was hulle daar. En toen werd hij ziek. En toen had hulle besluit om huis toe te komen. En gelukkig, hulle is hier in Blackheath, het sy skoonpa die huis nog gebouw. En hulle het hom nooit verkoop terwijl hulle oorkant was, nie. Hulle die sekuriteit was altijd maar daar om naar die huis te kijken. En toen kon hulle terugkomen naar hulle eie huis toe. Watter dorpie was dit? In Blackheath. In Blackheath, hier in die Kaap. In die Kaap. En toen hij hier gebleven, ik denk het was zeker zo'n 5 jaar. En toen hij toen nog gesterven. So. En hoeveel kindertjies het hy? Hij heeft 2. Hulle is allemaal, hulle praat vlot Chinees. Wow. En hulle het al, nee, die oudste dochter, het klaargemaakt bij die universiteit. Die seun het 2 klaartaas van de 10 gaan doen, toen gaan werken bij die hoe kan men zeggen, wat zo goed is in China, computers en dat. Hulle noem het IT. Ja, is zo een. So sien hulle, kom kuier hulle vir Tannie nog? Gereeld, ja. Prys die Here. Dit is so belangrik vir my Tannie Gladys weet dat daar's baie mensies wat nie na hulle ouers toe kom of hulle laai hulle by ouer huis af en dan sien die ouers hulle nooit weer nie. Ja. En ek wil vir mensies daar buite sê, as jy ouers het, waardeer hulle terwyl hulle nog daar is. As hulle nie meer daar is en dan is dit te laat. Dan is het te laat. Doen wat jy vir hulle wil doen terwyl hulle nog lewe. Dit is so belangrik. Geef hulle blomme, gaan besoek hulle. Die oomblik as hulle nie daar is nie, as jy daai blomme op die graf sit en luister mooi wat ek sê nie dis verkeerd om blomme op 'n graf te gaan sit nie. Maar gaan gee vir jou ma nou blomme terwyl sy lewe. Gaan besoek jou pa nou terwyl hy nog lewe. Dis so belangrik. Tannie Gladys sê my nou 'n ander ding. Hoe lank het Tannie toe in die onderwys gewees? Ik denk het was 32 jaar. 32 jaar. En Tannie kon uithou met die stout kinders. Ja, ja, dat is lief hulle. Terwijl ik nu hier is, heb ik zo baie van mijn oud-leerlingen ontmoet, maar dat ken ik hulle niet. Dan zei de juffrouw was mijn juffrouw in Sabia. Dat ik toen zijn was nog Ja. Sabia, aan Sabia. Een man die komt, hij is een DJ. Nee, hij is een DJ. En hij vertelt toen nog van wat hij doet en waar hij was en zo. En hij zingt toen voor ons. En toen hij nog klaar gezongen, toen loopt hij recht naar mij toe. Ik ken hem ons nog niet. En hij zet zijn hand zo op mijn schouder. En hij zei voor hulle, dit was mijn juffrouw in Sabia. Wow. Ja. Ja, dit is altyd lekker as dit terugkom dat Tannie toe. Ja. Nee. Tannie Gladys, sê nou gou vir my, hoe lank was Tannie toe getroud voor die oom oorlede is? Maar ik kan niet onthouden hoe lang was ik getrouwd niet, maar mijn kinders, mijn 4 oudste kinders was al getrouwd. Toen mijn man overleden is. Toen heb die 2 kies bij de huis. Maar hulle, ik kon nog niet voor hulle ook op universiteit houden. Nie. Want het was nog net ik. Maar toen hulle sommer gaan werken. En hulle 2 het na hulle nou, hulle het lekker gewerkt. Die oudste van hulle 2
het by Stoudels gaan werk en alles geleer van die plante. En die ander een het by 'n groot winkel gewerk hier. Ik kan nog niet onthou by watter winkel nie. En toe die jonger een Nieuw-Zeeland toegegaan. Hij was toen ook nog toegetrouwd met één dochter. Ja, nee? Ja, die andere dochter is daar in Nieuw-Zeeland geboren. En toen zei die andere een moet ook komen. En hij is ook daar. En hij was ook getrouwd met een meisje van hier. En toen had het net één seun. Was goede rugby speel. Wauw. Ja, dit is lekker. As jou kleinkinders lekker rugby speel. Ja. Jy voel sommer so lekker. Hoe lank is Tannie Gladys nou by Sensit? Ik heb verleden jaar maart gekomen. En wat sê Tannie van Sensit? Ik hou nogal van, ik heb eerst gehouden, nie? Want alles was voor mij zo vreemd en ik was gewoon, maar mijn seun, mijn oudste seun, zijn vrouw het zo 7 jaar geleden, is zij oorleden. Wauw. En toen ik bij hem kon blijven. En tot verleden jaar, toen zijn nou verloofd geraakt. Toen zei hij voor mij, of wel ik hier kon blijven. En toen hij eerst kwam kijken, en toen zei hij voor mij toegebracht. En Charlotte het me hier alles geweest. Toen heb ik nog een hele paar mensen gekend wat hierbij. So. Charlotte is die suster en sy is ook soos tweede in beheer hier so by Sensit. Maar ek verstaan, haar oorlede ma en Tannie was jarelange vriendinne. Ja, ons het samen school gehouden. Het Tannie nou saam skool gehad? Ja, en hulle het net oorkant ons gebly. So die kinders ook saam groot geword. So, dit was dit vir Tannie, wys net hoe werk dit nie. Nooit besef ons, jy sien nou daai dogtertjie daar speel, in die straat, miskien by jou huis kom kuier, by jou kinders, en is oor en weer gekuiery en gespeel, maar nooit het jy gedink, sy gaan eintlik jou versorg op jou ou dag nie. Ja, Nee? ja. Dit is hoekom die Here het ons so gemaak, dat hy ons so beskerm, dat ons nie eintlik weet wat môre of oormôre gaan gebeur nie. Vir my is dit so, met 'n dankbare hart wat ek sê, Here, dankie, dat ons nie weet wat gaan gebeur nie, want anders dan gaan jy gaan in vrees lewe. Ja, Want hoe gaan jy, as jy nou weet, as jou kinders of jou kleinkinders te sterwe moet kom, jou man, jou vrou, enige iemand, dit is nie maklik om iemand aan die dood af te staan nie. net so, ja. En dit is hoekom het so belangrik is, weet Tannie Gladys, ek het 'n Tannie geken, sy is ook nou al na ons hemelse huis toe, en ek het gesien hoe swaar kry sy. Sy en haar man het 'n argument gehad voor hy werk toe is. En hy is toe oorlede op pad werk toe. En dit kon sy vir jare nie verwerk nie. Sy het gereeld uitgekom vir gebed, en ek weet en ek glo en vertrou dat die Here het haar toe vrygemaak daarvan. Maar dit het vir haar baie, baie lank gevat om vry te kom daarvan. So vir my gaan dit oor, ons moet altyd mooi wees met mekaar. Ja, ons is nie dieselfde nie, vernaam in 'n gesin, man en vrou, daar's maar verskille, Ja, en dit is so belangrik om vir jou vrou te gaan sê, ek is jammer, vergewe my, dat ek lelik was met jou, want jy weet nie of jy môre nog hier gaan wees nie. En dit is so, maar so belangrik om mekaar met die liefde van Jesus te hanteer. Sê gou vir my, 'n ander ding van wat ek wil Tannie Gladys wil vra is, Tannie het groot geword in 'n Christelike huis. ja. So Tannie het al die jare, of wanneer het Tannie heel en al Tannie se hart vir die Here gegee? Ik was, maar van kleins af, ik heb in die kerk groot geworden, en mijn opa was baie gesteld daarop. En me altijd samengeneem, ook is dat enige christelijke viering of zo was. En ons was een groep kinders wat samen groot geworden, samen zondagschool gegaan het. En later die ander goed van die kerk ook bijgewoond het.
En toe ek in Kimberley was ek nog nie aangeneem nie. Nou, op die, by die hostel was 'n kerkgebouwtjie. En die vader moes altyd nog kom nagmaal gee. En so. En toe het ek ook besluit, ek gaan maar oor na hulle toe. Want die dag wanneer ek hier weggaan, en ek moet nou aansoek doen vir 'n pos, dan is ek nie eens aangeneem in 'n kerk nie. Maar toe ek toe nou begin skool hou, toe is daar, waar ons is in die platteland, meestal mos die sendingkerke. Ja. Toen moet ik nou oorgaan naar die kerk toe, want dit was mos een van hulle, wat sê mens? Gemeentes. Ja, of en sendingstasies. dat so. En ek moes nou oorgegaan het, omdat die skool behoort mos aan die NG Kerk. So het ek toen nou NG geword. Maar toe ons nou hierheen trek, toe weet ek mos nog nie waar is die kerk nie. En eendag staan ek so by die huis sê ek en ek sien ek kom oom verby wat soos 'n ouderling aangetrek is. En ek vra toe sommer vir hom, waarheen gaan hy? Hy sê, hy gaan na die kerk toe. Ek sê, waar is die kerk? Hy sê, is net die boe, is toch ook hier in die strand. Ons moes hier nog nie eens gesê, ons het hierheen getrek. En toe vra ek vir hom, sal hy my die volgende Sondag kom haal. En ek sê vir my man ook so. Toe vat hy ons die volgende Sondag kerk toe. Toe het ek net besluit, nou bly ek sommer in een kerk, ek wil nie nou weer 'n ander kerk toe. Totdat ek nou nog in die TGK is. Sure. Sê gou vir my, Tannie, ander ding, wat het die oom gedoen al die jare? Wat se werk? My man. Ja. Hy was 'n soldaat Was hy in die weermag? in die weermag. Wow, by waar was hy? Hierso in Easterrivier. Magies. Dis interessant. So hy was al die jare in die weermag In die gewees. weermag gewees. So hy was al op pensioen toe hy oorlede is, of was hy nog nie op pensioen? Ja, hy was al. Was hy al op pensioen? Nou was hy daai tyd, was hy ook grens toe of nie regtig? Ja, hy was grens toe. En nadat hy grens toe gewees het dinge nie meer so reg met ons gewees nie. En ek het later geskei van hom, omdat my man het nooit gedrink nie. En toe hy by die korps aansluit, toe hy bietjie vir bietjie. En as hy van die grens afkom, dan is hy heeltemal onredelik. Kinders het nie dit gedoen nie, slaan nie hulle so in. Toe die drank oorgeneem. Met die gevolg dat hy later moes uit die army uitgaan. En daarom toe ek toen nog die kinders was alleen groot gemaakt. ja. So vir hoeveel jare het Tannie basies die kinders alleen groot gemaak? Was lang. Want die kinders op universiteit was hy nog daar, toe die groot is nou, ja. Maar na hulle klaar is, het was mos 4 wat klaar gemaakt het. Nee, 3. Ja, wat hulle grade gekry. Toe kon ek mos hier die 2, ja, dat was 4, die 2 kleintjies ook daar hou nie. Ek kan nog nie onthou wat die jare was het nie. Tannie Gladys sê net vir my, so die 2 kleinkinders wat so goed Chinees kan praat, wat doen hulle nou? Hulle doen die een weer wat jy gesê het. O, IT? IT. Hulle albei doen IT, maar hulle werk van die huis af. So nie een van hulle het gedink om ook in Taiwan te gaan skool gee nie. Nee, hulle wil nie, lyk nie vir my, hulle wil weer teruggaan nie. Ja, ek kan amper sê, soos ek nou vir Tannie Katrein gesê het, nie een van ons weet presies wat gaan in iemand anders se hart aan nie, nommer 1. Nommer 2, nie een van ons weet waardeur gaan 'n persoon nie. Ja. En dit is wat dit vir ons so groot voorreg maak, dat ons met die Here kan praat. En die Here ken ons harte. Hoe die Here vir Samuel gesê het, toe hy vir Dawid moes gaan salf het, toe hy nou een van Dawid se ouer boeties, hy hierdie man gesneed, hulle sê, en die man was 'n groot man, toe sê Samuel, ja, dit is sy verseker. Toe sê God duidelik vir hom, nee, jy
kyk teen die kop, jy sien Ja. voor die kop, maar ek sien in die hart. Ja. En dit is hoe dankbaar ons kan wees teenoor die Here, dat die Here altyd daar is vir ons. En ons kan met alles na hom toe gaan. En ek het vroeër het ons gepraat oor Zayn Meas wat so praat oor enkelmoeders. En ek glo, dan besef jy wat die woord van die Here ook sê. Die Here sê, hy is die wese en die weduwees se man. So vir my is dit so belangrik dat ek wil amper sê vir die kykers daar buite, as jy 'n enkel mamma is, vertrou die Here. Bly op die Here vertrou, bly met die Here praat, bly die Here aanbid. Moenie ophou bid nie. As ek vir Tannie kan vra, hoeveel keer het Tannie gebid en dan kom die Here deur? As toe Tannie nou, vanaand toe Tannie enkel ouer was. Ja. Weet wat het my oudste seun gesê, eendag vir my. Toe sê hy het ook met iets gesukkel, en toe gesels ek met hom en so. En toe sê hy vir my dit, Mami, ek wil altyd maar aan mami se sy staan, want mami ken die Here, het hy vir my gesê. Want ek was altyd die een wat gebid het. En in die aande, voor hulle gaan slaap, hulle moet eers bid. Maar dan bid ons almal saam. Nie is 'n voorreg dan nie. Ek wil vir die Here sê dankie. En ek wil hom die erkenning gee dat Tannie so sterk gestaan het, so 'n voorbeeld vir Tannie se kinders was. En vir so baie ander mense se kinders in die onderwys was. Want ek glo Tannie het ook baie met hulle gedeel en vertel van die Here. Ja, In daai jare was daar nog godsdienstonderrig. godsdienst, ja. So ons is bevoorreg, ek en my vrou doen laerskool hier in Helderberg, wat ons ook nog bedien met God se woord, sekere dae in die week. En dit is so groot voorreg dat jy vir daai kindertjies kan vertel oor Jesus. Daar is nie geld wat dit kan koop nie. En ek glo solank as wat die Here jou die gesondheid gee, moet ons dit bly doen. Bly vir ander mense vertel van die Here. Ja. Tannie Gladys, ek sê vir Tannie baie dankie, ons tyd is op. Dankie vir Tannie se kuier saam, dankie dat Tannie vir ons kom vertel het, Tannie se lewe, en dit is altyd lekker om te weet, die Here het Tannie deurgedra. Daai is ou koortjie, ek wil amper vir Rafkin nou sê daar agter die kameras, Rafkin sing hom gou vir ons, deurgedra, ja, deur elke storm, deur elke probleem, deur elke struikelblok dra die Here ons deur. Tannie Gladys, 1000-mal dankies. Ek gaan die mensies groet, maar gaan ek vir Tannie vra om vir ons af te sluit met 'n gebed, is dit reg? Gaan Tannie vir ons bid. Ek gaan nou groet. Tot volgende keer, totsiens. Tannie kan vir ons afsluit met gebed. Baie dankie Tannie. Dankie Here. Onze Heer en Meester, Halleluja. baie dankie Here vir hierdie geleentheid om met te kan bid. Baie dankie vir twee mans wat vanoggend hier met my saam is, Here. Dankie Here. Dankie dat ek kon oopmaak, Here. Want daar's baie dinge wat ons wegsteek. Maar Here, ek voel nou sommer baie, baie goed. En ek weet, die Here is my herder. Dankie. Niks sal my ontbreek nie. Baie dankie, Here. En mag hulle twee Jesus se liefde verder dra. Amen. En mag hulle ander harte ook aanraak soos hulle vandag myne aangeraak het. Dankie. Want om in 'n kring te wees, ons is nou net 3, maar ons het hierdie tyd aan U toegewy. Ek loof en prys U heilige naam, dat U saam met hulle sal gaan en die werk wat hulle doen, dat hulle dit nog verder sal uitbrei. En weet, die Here is met hulle. Baie dankie, my Here. Amen. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat U regeer. Sien van God, doen dit nog 'n keer. O Jesus, doen dit weer. O
Ja, hier